die geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim. En ek wil so graag hê, jy moet ook hierdie name leer ken, want die krag van Yahweh lê in sy naam. Dit is daardie naam wat volkere laat sit. Maar geliefdes, ek wil vandag sommer net met u oor die algemeen gesels. Amerika val vir Iran aan. Die ou Persië, waarvan die Bybel gepraat het. Ja, en hierdie bomme vernietig die kernaanlegte van Iran. En hierdie een sê, hulle het kernkrag, daai sê nie, hulle het nie kernkrag nie. Maak nou nie saak, maar dis wat in die wêreld aangaan. En ewe skielik besef mense, maar die derde wêreldoorlog is nou hier. Ja, dit kan nog wees, geliefdes, dat hulle nou vrede kan koop. Hy wat Donald Trump is, het vandag daar by die NAVO-beraad opgedag. Die grootste vennoot van NAVO, van die NAVO-lande. En dit is baie interessant dat ek dink dit is 2 dae terug het Rusland en China en Noord-Korea en Iran en Irak en Turkye, al hierdie lande waarvan die woord praat by die slag van Armagedon, het hulle met mekaar beraadslag. En ek het by 'n vorige geleentheid vir u gesê dat ek en jy hoef nie bang te wees vir hierdie oorlog nie. Hy sê oor oorlog en broodsgebrek sal jy lag. Want dit sal ek en jy nie aanraak nie, want ek en jy het die bloed van Yeshua. Ek wil net vir u 'n getuienis gee vandag van hoe belangrik die bloed van Yeshua is. Hier ek kan nie eens meer onthou nie of dit 1992 was toe Nelson Mandela vrygelaat is. Het hy toe daarna, 'n maand of 2 daarna of langer, het hy toe Matthew King besoek. Mabatu, wat toe op daai stadium Babuta Tswana was. Lucas Mangope was die president daar. Eintlik 'n tuisland wat dit mee baie goed gegaan het. U sal dit onthou. Selfs ekonomies. Amper beter as met hulle. En so kom dit nou dat hierdie mense wil almal vir Nelson Mandela gaan sien. En gaan hy hier by Mabatu, by die sportstadium, gaan hy toe nou met die mense praat. En ek werk vir iemand daar op Setlagoli. En by hierdie klein dorpie Setlagoli, aan die ander kant van die rivier is die Republiek. Hierdie kant is dit, jy sien dit. Is dit Babuta Tswana. En ek het vir my eienaar gesê, want as die melk versprei op daai stadium, sê, maar jy weet, ons kan nie vandag melk versprei, die kant doen nie. Hier gaan moeilikheid kom. Gelukkig het hy met my saamgestem, maar almal van ons was by die werk. En ons was gewees, ek dink 5 blankes. En u wat nou vir Setlagoli ken, sal weet, dat op die een plek by Rovanete, was dit 'n stoor gewees en dat hy so 'n klomp trappies gehad. Met ander woorde, hy was hoog opgebou. Voor jy nou jy gaan nou met die trappe op en dan boop hierdie plek. En van die oggend af het hulle begin inkom. En tannie Annetjie, oom Tommy Roff se vrou, was by die garage. En dit was 'n klomp, dit was hordes swartes. En die next moment toe die hoof van die polisiestasie van Setlagoli daar,
by my en hy sê, manne, ons moet nou wie julle nie wapens het nie. Ek sê, man, hou jou wapens, jy kom nie naby ons nie. Ek sê, maar gaan kruip weg, moet nie met dat wapen nou naby kom. En ek het vir hom Tommy en nog ander, die ander blankes wat daar is, die een oukie het nog die winkel bestuur, een ou se winkel, en ek sê, jong, gehaal vir ons sommer chips en chocolates en coke en al die goed. En ek sê vir hom, Tommy, alright Tommy, kom ons gaan sit nou hier op die stoep. En ons het die stoele gevat en hier op die stoep gesit. Ek sê, maar Tommy, gaan roep net eers, bel gaan gou jou vrou, dat sy moet daar uitkom. En die dame wat toe ook by die, in die melkery gewerk het, vir haar ook. En ek het die vragmotor bestuurder, hy wat daar die melktanker bestuur het, hom geroep en vir hom gesê, in die agterkant van die gebou het die vragmotor gestaan. En ek het dan die Annetjie en die vrou binne in die tanker laat klim. En vir hom gesê, alright, ry jy nou deur. Maar intussen het my baas aan die ander kant, hy was op daai stadium die bevelvoerder van die kommando. En het ek vir hom gesê, jy moet nou net kyk dat daai lorry moet deurgaan, daarna julle toestuur. En hulle was baie dankbaar en so het hulle uitgekom. Toe sê hy, wat van julle? Sê ek, nee, ons is reg. En ek het vir hierdie manne gesê, manne, kom ons gaan sit nou hier en ons bekyk nou hierdie, ek wil amper sê, circus. Ek geliefdes, dis daar duisende swartes. En soos wat daar voertuie kom, begin hulle met klippe te gooi, sodat hulle net iemand hulle kan stop en hulle Mafeking toe vat. En ek bel vir Kobus, my baas op daai stadium, Susan se neef. En ek sê vir hom, jong, ek dink jy moet die busmaatskappy bel en laat hulle busse stuur en hierdie klomp mense weg te vat. Anders brand hulle alles vandag af op hierdie plek. En het ingestem en hulle het busse gestuur en so het hulle met die busse dan nou Mafeking toe gegaan, almal van hulle. En binne 'n uur was dit so stil en net die mossies en ons het nog daar op die stoep gesit. Almal gekyk, maar nie een het naby ons gekom. Nie een het op ons geskree of iets gedoen nie. Hulle het daar gekyk, ons het daar gesit en gelag en ek het vir die manne gesê, maar ja, ons is onder die bloed van Yeshua. En geliefdes, ek sê vir hierdie dinge, net om vir jy aanduiding te gee, na wat later ook sal gebeur het. Plus minus 'n maand daarna, ek dink maar, ek praat onder korreksie, het ook dan baie jare terug gebeur, ne? Het my baas toe nou gesê, ons moet vir die ambassade melk deurvat. En ek het sê, dit is te gevaarlik, ons kan dit nie doen nie. Want ons is aan die hele ander kant van Mafeking. En dan moet jy deur al hierdie swart gebiedens ry, en almal is opgestoken. Nee, sê hulle sal saam mee gaan. Ek sê, nee, daar is dit reg so. Aan die Lichtenburg-kant en die Rooigrond-kant het die AWB magtig gesit. Eugene Terblanche en sy mense. Om gereed te maak om vir Mangope te gaan help. Soos hulle gesê het, wat wel die geval was. En toe het generaal Joffel van der West, generaal nie Magnus nie, Constant Viljoen. Hy was toen nou hoof van die watter politieke party, verraaier. Het hy toe nou daar gekom by die AWB en vir hulle gesê, hulle moet ingaan, maar hulle moet hulle wapens hierdie kant los, wat hy sal vir hulle wapens gee daar. En die meantime het hulle vir hulle gelieg, hy en Chart van der Walt, en Tenis de Bruin, en nog 'n paar manne, verraaiers, is wat hulle is, dit wil julle noem. Maar hulle geval om 'n lang storie kort te maak,
So het hierdie AWB's dan nou ingekom. En intussen hierdie kant het ek gereed gemaak, dan nou saam met my baas en sy broer, ons gaan nou melk vat vir die ambassade in Mabat. Maar ek het geweet, hulle sou nie saamgaan. Want ek weet, hulle is bang. Maar weet jy, geliefdes, ek het met twee van my, die een swart rywer en die ander swartetjie gereël en vir hulle gesê, manne, help my, kom ons gaan vroeg, ry ons deur, ons gaan laai net die melk af. Hulle sê vir my, hy sê, Bazai, weet jy, is moeilikheid hoor. Ons kan nie deur gaan soontoe nie. Hulle gaan ons brand. Ek sê, man, hulle sal ons nie brand nie. Praat hulle toe om. Ek sê, maar jy weet wat, 2:30 die oggend moet ons ry. Jy weet. En ek het so met Kobus hulle gereël, maar ek sê nie vir hulle, ek het met die swartes gereël. En dit was so 2:15 toe lei die foon, toe sê ek vir San, dit's nou jou neef wat bel. Hy gaan nie saam gaan nie. En weet jy, hy sê toe nie, hy het nou, omdat hy die bevelvoerder was van die commando, hy kan nou nie saam gaan nie, etc. Dan storie kort te maak. En ek het uitgegaan, en ek het na die twee swartes toe gegaan en sê, right, kom ons ry man. Maar kom ons bid eers. En ek het 7 keer om hierdie trok, hierdie 4 ton, koeltrok geloop. 7 keer en die bloed oor het gepleit. Jahwe se beskerming gevra. En so het ons dan gery. En een het 'n woord gepraat. En toe ons daar in die beginpunte kom van Setlagoli, toe in die gebiede, die swart woongebiede, toe sê ek vir Zet, ek sê, Zet, sien jy nou wat ek jou gesê, al hierdie Tswanas slaap. Hy sê, hulle slaap nie, baas. Ek sê, alright, maar kom ons ry net. En toe so oor die bultjie kom, toe sien ons, maar daar is die moeilikheid. Toe brand hulle tyres en hulle klippe gepak in die pad, en hulle gooi klip in. Goed. Ons kan nie omdraai nie, wat agter het hulle toegemaak. En ek sê, Zet, weet jy wat, hulle sal ons niks maak nie. Hy sê, ek is bang. Ek sê, jy hoef nie bang te wees nie, hoor nou wat ek vir jou sê. Ek sê, die Modimo sal vir ons kyk. Modimo beteken maar God in hulle taal, ne, in Tswana. Maar ek sê, maar weet jy wat, Zet, maak nie saak of hierdie bakkie se bande klaar is of wat ook al. Solank hierdie engine draai, loop, ry jy. Of hy op rims loop, ek gee nie om nie, maar jy stop net nergens. En dit was so gewees. Hy tussen die klippe en brandende bande deur gevleg. En almal het geskree en klippe gegooi en te kere gegaan. Maar so is ons deur. Geliefdes, ons is toe nou daar waar jy oor die brug gaan. Daar waar hulle daai 2 AWB's koelbloedig doodgeskiet het daai middag. Daar is ons oor na die kafee toe. Ons by daai een kafee gekom en hy sê, jy het my melk gebring. Ek sê, ja. Hy sê, is jylle bang? Ek sê, wat moet jy bang? Ek sê, wil jy melk? Hy sê, ja. Ek sê, man, jy vat sommer al hierdie melk, gaan gee jy dit vir die ambassade. My aanbetref kan nie een van hulle hoef nie eens water te drink nie. So vies was ek gewees vir. En daarna het ons teruggery, want Zet sê, baas, ons gaan net nie weer hierdie pad terugry. Ek sê, nie, is reg, Zet. Ons is so om Rooigrond, Lichtenburg, Schweizer, so om, Sannieshof om, terug na Setlagoli toe, daar by Stella deur. En ons het daar gekom, en nie het een woord gepraat nie. En ons het stil gehou, en Zetty, die bestuurder van die koeltrok, het uitgeklim. En hy het so starig om hierdie koeltrok geloop.
in sy kop geskit. En hy sê, en ek sê, maar waarom skit jy jou kop, Zet? Hy sê, ek kan dit nie glo nie. Ek sê, wat kan jy nie glo nie? Hy sê, weet baas, hoeveel kere het ons deur tussen die klippe en die brandende bande deur gery. En die een klip raak getrap nie. Hy sê, maar wat vir my erg is, of wat ek nie kan glo nie, is al die mense het klippe na ons toe gegooi, en hier's nie eens 'n duitjie, of 'n een plek, wat daai klippe die trok gevang het. Ek sê, wat sê jy nou? Want jy sien, Jahwe het sy engele aangaande ons bevel gegee om ons te bewaar op al ons weë. Hulle is die manne wat die klippe weggehou het. Wat ons daai dag bewaar en beskerm. Hoekom sê ek dit vir u? Sodat u kan weet dat ons 'n lewende Elohim aanbid. Iemand wat as ek en jy ons kant bring, altyd na ons sal kyk. Wat ons is sy kind, geliefdes. Want Yeshua kom en hy sê, wie van julle, as jou kind vir jou 'n vis vra, sal jy hom 'n slang gee? Ekskuus tog. En as hy jou 'n brood vra om 'n baksteen, wie? As julle dan wat sleg is, sê Yeshua, weet om goed te doen aan julle kinders, hoeveel te meer nie julle hemelse Vader. En ek sê vir u hierdie goed, want dit is bepalend vir ek en jy in hierdie land waar moord alledaags is, waar diefstal alledaags is. Dat ek en jy sal terugkeer na Jahwe toe en net op hom en hom alleen te vertrou, maar ook sy woord te vertrou. Geliefdes, ons is op pad na 'n oorlog toe. En ja, daar is nou 'n skietstilstand tussen Iran en Israel. En Trump was baie kwaad geweest, want ek weet nie wie dit die skietstilstand nie geëerbiedig nie. En hy was so kwaad dat hy sommer oor televisie gevloek het. Maar ek kan vir u vandag sê dat die woord van Jahwe is die waarheid. Hy sê, as jy al hierdie dinge sien gebeur, kyk dan op na bo, weet dan dat julle redding is naby. Geliefdes, daar is nie tyd. Daar is regtig nie tyd. Kom ek en jy kom terug na Jahwe toe. Kom ek en jy kom onder die bloed van Yeshua. En ek vra dit vir u baie mooi. Want ek en jy het hier die wonderlikste voorreg wat geen iemand anders te het. Maar dit bly ek en jy se keuse. Of ons dit glo of nie glo nie. Maar ek groet u en ek sê vir u shalom.